Vir een oomblik graag vir ons kinders bid, terwyl ons soms so is, en hulle begin met skool en universiteit en kleuterskool en wat ook al, en hulle speel al klaar op die jumping castle, maar as jy dalk hier sit, jou kind sit hier so, en hy wil deel wees daarvan, jy kry 'n suite, so, jy kan maar, nie as jy 'n nuwe werk begin nie, alright, jy mag nie dan kom nie, okay, alright, kinders, kom ons bring die kinders in, hulle het 'n groot jaar wat vir hulle, ja, laat hulle sommer op die vloer staan, as jy daar sit dalk vermoere, en jy sit daar, jy begin ook skool, graad 1, 2, 4, 7, 8, universiteit, julle lyk mooi. Mense, ek het gedink ek het mooi kinders, maar julle is mooi. Chantalie? Dis is Chantalie nie, sorry man, sorry. Skyf waar, Milanai, skyf waar, gaan jy verby, dan maak jy second ry my ou. Het julle genoeg sweets gebring? Amy, sy reg vir graad 2? Ja. Julle kan nog sommer so 'n derde ry ook maak. Thanks ouens. Hierdie man. Jy lyk mooi. Hæ? Kom, Luut, jy kan staan. Loedry? My broer, môre is dit skool. Julle gaan graad 9 toe. Matriek. Is daar nog iemand? Universiteit, matriek. Jy kan nou vorentoe kom. Ek gee vir jou lekker sweets. Universiteit? Ja, wie begin met universiteit? Jy kan ook kom. Ja, kom. Jou maat jou klaar uitgepoint daar. Alistair, jy begin met matriek. Maar ja, jy het my net matriek klaar gemaak, jy's reg. Is jy deur? Ons weet nog nie. O ja, julle kry is die 13de, jy's reg, nie? Môre. So van môre af was jy werkloos. Reinhard. Ja, jy kom nog kinders. Waar? Nee, Devin sit, jy het klaar werk. Ons wil graag vir al ons kinders op universiteit en almal matriek en ons wil net vir hulle bid. Wat 'n groot jaar is dit nie vir hulle nie. En hulle moet nou terug aan skool toe. Hulle was 'n lang vakansie van die 21ste November. Was hulle van die huis. Dis nou 2 maande. Wie kan julle nog, Amy, kan jy nog lees? Kan jy nog lees? Okay. Alright. So hulle moet lees en is wiskunde en is huiswerk en is alles wat. Ek wil ons sommer so. Kom ons trek ons hande na hulle uit en kom ons bid. Loets my maat, wil jy saam bid? Okay. Kom ons bid vir hulle. Ag Here, baie dankie dat ons vandag, Here, hierdie absolute wonderlike kinders vandag voor U kan bring. Here, wat 'n moeilike tydperk eintlik vir kinders om in te lewe, Here. Maar dankie dat ons kan weet, Here, dat U is goed. Here, en U sê tot in 1000 generasies, Here, is U die ene wat hulle beskerm. Ag Here, en ons kom bid vandag vir elke liewe kind, elke ou wat universiteit toe gaan, matrieks, Here, kom bid ek vandag, Here, dat U hierdie jaar vir hulle 'n jaar sal maak, waar dit net vir hulle ongelooflik is, Here, dat U vir hulle 'n beter jaar gaan gee, as verlede jaar. Ag Here, ek kom bid, Here, dat wanneer hulle by die skool instap, dan hulle daar, die oomblik wat hulle daar instap, Here, gaan U hulle beskerm. Here, en die tweede ding, as hulle in daardie skool instap, gaan almal weet, dat hulle is van 'n ander plek. Hulle is nie van hierdie wêreld nie, Here, maar hulle behoort aan U. Hulle is koninkryk, hulle is burgers van U koninkryk, Here. En dat hulle maatjies gaan se lewens gaan transformeer. En Here, dat hulle na juffrouens gaan hulle kyk en sê, maar julle is anderste omdat Jesus in julle lewe. Ag Jesus, ek kom bid vir elke ou maatjie. Jesus, ek bid vir elke maatjie wat begin met huiswerk. Ek begin met elke maatjie wat met kleuterskool toe. Ek bid vir maatjies wat nou ewe skielik weer ver van mammas af gaan moet wees en met naskole moet gaan. Kom bid ek Jesus dat U hulle elke liewe ene vir hulle gaan kom help, Here. Jesus, dat U hulle sommer gaan slim hou. Here, dat U hulle gaan help om mooi te speel met maats. Ag Here, ek kom bid sommer, Here, ek kom bid sommer dat daar geen boelie wees wat hierdie kinders enigsins sal boelie nie, Here. En dat daar is en as daar is kinders wat sukkel, Here, kom bid ek dat U hierdie beskermer gaan wees vir hulle. Ons kom loof U en ons kom prys U vir hierdie niks generasie. Here, dankie dat ons vandag hier kan kyk na dalk na die volgende president, Here. Dankie dat ons hier kyk vandag na iemand wat 'n nuwe besigheid gaan begin oor 'n paar jaar. Here, wat 'n wêreld gaan change. Here, dankie dat ons hier kyk na iemand wat dalk 'n volgende pastoor gaan wees, Here, wat kerke gaan begin en kerke gaan plant en mense se lewens gaan change. Here, dankie dat ons kom bid, Here, dat ek hier sien dalk 'n volgende dokter, Here, wat nuwe mediese
uitvindings gaan kry, Here, en 'n wêreld gaan kom change. Ons kom loof en ons kom prys U vir hierdie wonderlike kinders. In Jesus se groot en magtige naam. Amen. Is julle reg vir skool? Wie gaan graad 1 toe? Wie gaan graad 1 toe? Wie gaan graad 1 toe? Weet iemand? Gaan jy graad 1 toe? Yes, daar's 'n paar maatjies. Graad 2? Baie meer. Graad 3's? 4's? 5', mooi. 6. Hoërskool. Gaan julle almal hoërskool toe? Goed, mooi. Julle begin môre, né? 8, 9's, 10's, 11, 12's. Mooi. O, is al 2 groot matrieks. Mooi, en jy universiteit toe. OK. Hierso kry ons gee vir elkeen 'n sweet. Julle mag dit maar nou eet. Dis nie my probleem by die huis nie. Reinhard, as jy klaar gesweet het, kan jy weer gaan jump of speel. Ek dink jy hou piknik vandag. Ja. Ja, jy hou piknik. Ek het vir julle nog sweets. Saam met my broer, gaan dit goed met jou? Ja, goed. Ek sien jy oefen so hard. Ek is trots op jou, hè. Mooi. Vandag, julle sweets kry julle. Was op die trappie tel. Jy kan maar stap, sussie, hoor. Jy is eerste. Julle ook sweets gekry, maar julle mag nie gaan piknik hou nie. Julle moet luister. Ook om met Andrew, my broer, is jy reg? Sissie, jy lyk mooi, hoor. Jesus, jy lyk so mooi. Julle hou piknik, gaan jump en julle Chantelly, jy kan gaan piknik hou, my vriend. Julle gaan piknik hou nou. Dit gaan lekker wees. Prinses, mooi. Sreta, dankie julle. Daar's hy. Luister hier, baie welkom vanaand, vanaand nie, vanmôre. Baie welkom vanmôre, dit is heerlik om julle almal hier in ons gemeente te hê. Vir die van julle wat dalk vir die heel eerste keer hier is, dis ons kerk. Ons kerk is waar ons kinders welkom is. Ons kinders het nie nodig om sonnaarskool of wat te loop nie. Ons het 'n wonderlike klas daar vir hulle. Hulle is welkom in ons kerk. En as hulle nie wil wees nie, dan wil hulle daar agter speel, is hulle welkom om daar agter te speel. Ons is redelik gemaklik. So baie welkom vanmôre. Dis heerlik om julle so in die begin van die jaar te hê. Ek weet dis die eerste Sondag, weet julle sit tight. Ek sê die aircon daar 'n bietjie aangesit, daar dit so 'n bietjie warm. Ek het hard gebid. Gesê, Here, ag mag net nie dat soveel Sondag nou gereën. Let dit net nie hierdie Sondag reën nie. Verstaan? So ek is so bly dat dit nie hierdie Sondag gereën het nie en is lekker warm. So baie welkom as jy ook vir die môre vir die heel eerste keer hier by ons is. Ek vra nie van jou veel nie, maar nie gaan dat jy hand opsteek nie, gaan dat jy opstaan dat jy hande klap nie. Dis awkward. Al wat ek vir jou vra, daar's 'n QR code. Jy kan hom net so op 'n stadium scan tydens die diens of net so voor jou se stoel, voor jou in die stoel. Daar's eene. Scan hom en sê net vir ons. Luister, ek was vandag vir die heel eerste keer in jou gemeente. Want ek het jou dalk gemis by die deur of ek jou nie gesien nie. Ag, ek wil jou dan met 'n SMS gaan môreoggend net so voor jy by die werk uitdaag of voor jy slaap, wil ek dan met 'n SMS stuur net vir sê baie dankie dat jy vanmôre in ons gemeente gekom het. Maar ek gaan jou nou weer daaraan herinner. Voor ek begin, moet ek daarom net weer eens gou 'n belangrike afkondiging doen, dan weet julle. Van volgende week af, soos julle kan sien, is dit chock en blok vol hierso. Soos julle kan sien die parkering, die ouens wat lucky is om op die parkering te gekry het, parkering. En die van julle wat nie parkering gekry het nie, ek is so jammer daaroor. Ons moes 'n plan maak. Alright, ons moes 'n plan maak om te kyk, Here, waar kan ons help? Waar kan ons die beweging bietjie minder maak en meer maak? En vir daardie rede, nadat ons 'n klomp mense gesien het, is ons enigste manier wat ons diens split. So ons gaan ons hierdie 8:30 diens gaan ons vat en ons gaan hom so in die helfte split. So ons het van volgende week af het ons 'n 8uur diens. Sê jy wil vroeg opstaan. Right, jy staan lekker vroeg op. Kom 8uur, 9uur is jy klaar, okay? 9uur is jy klaar, dan kan jy gaan doen wat jy wil. Of as jy sê, "Eers ek slaap die hele week, moet ek vroeg opstaan, ek wil bietjie Sondag laat in lê," is jy meer as welkom en dan begin ons tweede diens 10uur. So ons het nou 2 dienste, alright? So moenie volgende week skrik as jy kom en jy dink, "Jessie, waar is die mense nie?" Nee, wel, hulle kom seker dan na die 10uur diens toe, okay? En na die 10uur ouens, moenie wonder nie, die ouens was in die 8uur diens. Alright, so ons split ons diens so in 2 van volgende week af. Ons gaan hierdie week op Facebook baie keer jou herinner en baie keer jou sê, so jy gaan moet besluit hierdie week. Jy gaan moet vir die Here vra, "Here, waar wil ek wees?" Alhoewel as jy volgende week al 2 dienste wil bywoon, dan sê jy meer as welkom. Ek meen dieselfde preek. So jy moet of 8uur of 10uur, alright? So of vroeg of laat, piek, alright? Dis ook nie so laat nie, is 11uur uit die kerk uit. My dienste is ons maar net 'n uur lank. So dan as jy 11uur uit die kerk uit, so piek, Sondag, nooi iemand Sondag, jy saam, alright? Sê vir hom, luister hier, ou wat gemou het en gesê kerk is te laat, daar's hy het nou nie 'n verskoning nie, jy kan vir hom sê ek kerk is nou, en ou wat sê kerk is te vroeg, het nie 'n verskoning nie, kerk is nou 10uur, alright? So asseblief, ons gaan volgende week, is 'n ongelooflike jaar vir ons, en ons moes dit doen, net so dit om bietjie makliker te maak vir julle om in en uit te kom, en dat julle nie so op mekaar en beknop sit nie. Ons kan die stoele seker vorentoe sit, maar dan sit julle op mekaar skote. Maar in 'n geval. So baie welkom. Dis heerlik om julle vandag hier te hê. Ons begin met 'n splinter nuwe reeks.
Ek net my goed hierso aankry. Waar is ek hierso? Daar's hy. Ons begin met 'n nuwe reeks vanmôre en dit gaan sommer so, ons gaan hom vir die volgende paar weke daarmee hardloop. Ek weet nie wie van julle met vinnig hou met opsteek van hande. Wie van julle wil 'n beter jaar hê as verlede jaar? Hande op. Okay, ja. I mean, dit sal nie slim wees as jy vanmôre jou hand nie opgesteek het nie. Alright? Almal van ons wil. Almal van ons wil 'n beter jaar hê. Almal van ons wil 'n beter jaar wees as verlede jaar. En dis die hartseer ding ongelukkig. Dat in ons samelewing wil streef almal daarna om 'n goeie lewe te hê. Wat nie 'n probleem is nie. Almal van ons streef daarna om ons wil mooi dinge hê. Wat weer eens nie 'n probleem is nie. Ons streef daarna om net comfort te hê. Ons streef daarna om pret te hê. Ons streef daarna om gemaklikheid te hê. Wat niks fout is nie. Dis amazing. En dit behoort so te wees solank God net jou hart het. Dis nie 'n probleem om pret te hê nie. Dis nie 'n probleem om comfort te hê nie. Dis nie 'n probleem om goeie lewe te hê nie solank God net jou hart het. Maar hier is die tragedie wat ek agtergekom het. Is dat mense onsettel vir die goeie lewe, terwyl God eintlik vir ons 'n onbeskryflike beter lewe in gedagte het. Hoor mooi, ons settle vir 'n goeie lewe. Ons is happy met die goeie lewe, terwyl God eintlik vir ons 'n onbeskryflike beter lewe in gedagte het. En daarom dink ek die sleutel gedagte vir vanmôre, as ons gaan begin is, jy gaan moet van die goeie laat gaan, om die beter te kan ontvang. Dis ons gedagte vir vanmôre. As jy 'n beter lewe wil hê, gaan dit beteken dat jy soms die goeie moet laat gaan. Om 'n beter te lewe te hê, gaan jy moet ophou settle vir net die goeie lewe. Jy gaan moet ophou streef na net die goeie lewe, wanneer jy weet dat God het eintlik vir jou 'n onbeskryflike beter lewe in gedagte. So wat ons gaan doen vir die volgende 4 weke, ons gaan 'n vers probeer memoriseer. So dan kan ons ten minste aan die einde van Januarie, kan ons daarom sê, ons het 4 verse, wat ons uit ons kop uit ken. En hierdie week se vers wat ons gaan memoriseer, is Psalm 84 vers 11. Hoor wat sê hy? Hy sê, waarlik, een dag in u tempel is beter as 1000 daar buite. Ek staan liewer by die drempel van die huis van my God, as om te woon in huise sonder God. Kyk, gaan nog een keer vir julle lees. Waarlik, een dag in u tempel is beter as 1000 daar buite. Ek staan liewer by die drempel van die huis van my God, as om te woon in huise sonder God. Kyk van hierdie psalmskrywer. As jy dalk vanmôre hier nie is, of jy's nog nie eintlik so kerkmens soos almal anders te dalk nie, of wat ook al, dit maak nie eintlik saak met my nie, of jy ken nog nie die Bybel so great nie, weer eens, dis jy's meer as welkom hier, dis juist hoekom ek kerk het vir jou. Sien, elke keer wanneer daar in die Ou Testament veral gepraat word van die huis van God, of elke keer gepraat word van die tempel, dan is dit, beteken dit die teenwoordigheid van God. Sien, God het gewoonlik in die Ou Testament het God in die tempels gewoon. En mense moes iewers heen gereis het en gegaan het om na die teenwoordigheid van God te gaan. En hier kom hierdie vers, hierdie psalmdigter, en hy sê, ek sal eerder in die drempel staan. Met ander woorde, dis die voorportaal. Alright? Ek sal eerder in die voorportaal van die huis van God, by die kerk, by die tempel, dis die laagste plek van die tempel, hy sê, ek sal eerder daar een dag spandeer, as op 1000 ander plekke. Met ander woorde, dis hoe belangrik dit vir hom is. So hier is die vers, sit hom gou weer op, Psalm 84 vers 11, kom ons lees hom saam, is julle reg? 1, 2, 3, waarlik, een dag in die tempel is beter as 1000 daar buite. Ek staan liewer by die drempel van die huis van my God, as om te woon in huise sonder God. Kom ons sê hom nog een keer, is julle gereed, ons gaan hom memoriseer, julle gaan hom ken. Alright, gaat ons weer, 1, 2, 3, waarlik, een dag in die tempel is beter as 1000 daar buite. Ek staan liewer by die drempel van die huis van God, as om te woon in 'n huis sonder God. Haal hom geraal van die bord af. Is julle gereed? 1, 2, 3. Waarlik, een dag in die tempel is beter as 1000 daar buite.
Ek staan liewer by die drempel van die huis van my God, as om te woon in 'n huis sonder God. Geef jouself 'n handeklap. Jee! Ek het myself 15 minute gegee om julle te leer, maar dit het minder gevat. Well done. Julle is eintlik slim. Julle is eintlik die beste mense wat Krugersdorp kan hê. Maar in geval. Maar hier is die probleem. Ons glo dit nie. Hier is die probleem. Ons sê nou net, ons ken die vers. Maar hier is die probleem, ons glo dit nie. Ek praat met iemand hierdie Desember vakansie, praat ek met iemand oor dit, en ek en hy, die ou is eintlik 'n vreemde ou, en hy op jou stadium weet hy nou wie ek is, en ek en hy praat met mekaar, en hy antwoord my op 'n stadium, en hy sê vir my, hy wil weet, hoekom is iemand so dom om vroeg op te staan, om na 'n dooie boring kerk toe te gaan. Hy sê vir my regtig, hy sê vir my, hoekom wil ek na 'n plek toe kom, waar ek 'n klomp stupid reëls moet volg? Hoekom wil ek nou ewe skielik myself 'n Christen noem en judgmental wees as ek the life of the party op ander plekke kan wees en ek kan maak wat ek wil en ek kan doen wat ek wil? Ek sê dit nou reg. Hy sê vir so, hy glo nie eintlik in hierdie ding van ons nie. En hoeveel van ons sal vanmôre ons hande kan opsteek en sê ek weet presies waarvan hy praat? Want eider was jy al daar gewees in jou lewe waar jy gesê het, hoekom moet ek na hierdie stupid, boring, dom kerk toe gaan en 'n klomp reëls volg? Of baie van julle sit dalk vanmôre hier en jy weet nie eintlik hoekom is jy in hierdie kerk nie. Jy weet nie eintlik hoekom jy hier moet wees nie. En dit is alles nou van. Dit is alles nou great om the life of the party te wees, maar iewers op 'n stadium breek dit jou later. Nadat ek met die ou gesprek gehad het, antwoord ek hom en ek sê vir hom, luister my broer, kan ek vir jou sê, jy's op hierdie stadium soos 'n nuus. 'n Nuus is lekker. Is heerlik tot die snot uitloop. Dan is dit nie meer so lekker nie. Ek sê, jy's nou the life of the party. Hatjoe. Ek sê, tot die snot kom, wel. Ek sê, dan is dit nie meer so lekker nie. Ek sê vir jou, dink jy, dis nie so lekker nie, hoe wil 'n boring kerk is, en wie wil 'n Christen wees, wie wil die life of the party wees. Iewers in jou lewe gaan dit jou breek. Iewers in jou lewe gaan dit nie meer vir jou so lekker wees nie. En jy sit ook vanmôre hier en jy voel so. Jy voel ook, maar hoekom moet ek hierdie stupid ding hier doen? Hoekom is ek vanmôre hier? Ek kon op my eie, ek kon hierdie lekker, heerlike sonskyn dag op 'n baie ander manier gebruik. En my gebed is vanmôre dat die Heilige Gees deur die woord vanmôre dalk jou hart kan kom oortuig dat eendag in die tempel van God, in die voorportaal, is beter as 1000 ander plekke. Ok, Erik, maar hoe is dit beter? Vertel vir my, hoe is dit beter? Wat laat jou dink, een dag in die kerk, een dag in die tempel van God, een dag in God se teenwoordigheid is beter as 1000 dae? Kan ek jou gou skryf? Ek het nie geskryf, dis beter, want God se maniere is hoër as menslike maniere. God se maniere, God se gedagtes oor jou is beter as jou gedagtes. Dis beter een dag in God se teenwoordigheid, want die Bybel sê sy liefde is beter as lewe. 'n dag saam met God is beter, kan ek jou sê hoekom? Want Christus het jou van jou sondes vergewe. Daardie sonde wat jy doen, daardie dom ding wat jy oor en oor doen, is so ver verwyder soos die weste van die ooste, en God sê hy hou dit nooit teen jou nie. Ons mense hou dit mos teen mekaar. Maar een dag in God se teenwoordigheid kom hy en hy sê, luister, al daai dom goeders en al daai sondes, ek hou dit nie teen jou nie. Een dag in die tempel van God is beter, kan ek jou sê hoekom? Want jy het ewe skielik 'n sekuriteit dat jy deel is van 'n familie. Dit voel ook vir jou of jy outcast is. 'n dag saam met God maak jou 'n familie. 'n dag saam met God is beter, kan ek jou sê hoekom? Want jy gaan vreugde ervaar wat onbeskryflik is. Ewe skielik is jou geluk nie gebaseer op wat mense van jou dink en wat mense van jou sê of wat die wêreld nie. Ewe skielik is jou geluk gebaseer maar wie God is. Een dag saam met God is beter, kan ek jou sê hoekom? Want dit maak nie saak wat in jou lewe op hierdie stadium aangaan nie, en dit maak nie saak wat jy gedoen het verlede jaar nie, en dit maak nie saak wat jy gisteraand gedoen het nie, en dit maak nie saak wie jy is of waarop jy kom nie. Jy kan bonatuurlike vrede ervaar, en die Bybel sê dis so vrede wat menslike verstand te bowe gaan. Kerk, 'n dag saam met God is beter, kan ek jou sê hoekom? Want ewe skielik het jy 'n doel in jou lewe. Ewe skielik het God jou geken nog voordat jy eers gebore was, en het hy jou uniek kom maak met 'n unieke doel en 'n unieke manier, en jy het 'n unieke contribution wat jy kan gee in die lewe. Dis hoe God is. 'n dag saam met God, kan ek jou sê hoekom is dit beter? Want ewe skielik het jy sy voorsiening. Ewe skielik het jy alles nodig. God gee jou alles wat jy nodig het om te doen wat hy wil hê jy moet doen. Dis God, kerk.
Dit is so amazing, een dag in die tempel van God is. Maar ek wil duidelik wees vanmôre. Ek wil baie duidelik wees. Ek sê nie vanmôre dat as jy 'n Christen is en jy jou hart vir die Here gegee het, dat dit net altyd goed met jou gaan nie. Hoor mooi, ek wil dit baie duidelik maak. Ek sê nie, ek dink is ongesond om te dink dat, ek's 'n Christen, maar jou kinders gaan in 2026 100% op hulle rapport hê. Dit gaan nie werk nie. Is ongesond om te dink, omdat ek 'n Christen is, gaan ek nie deur finansiële moeilikheid gaan nie, en gaan ek nie probleme kry nie, en gaan ek nie 'n paar potholes kry nie, en gaan my kar nie breek nie. Ek dink dis ongesond. Nie altyd gaan alles vir jou reg uitwerk nie. Daar gaan storms kom. Maar dis die lekker ding saam met God, dat jy kan in die middel van die storm, kan jy weet dat Jesus is jou vrede. En ek weet nie van jou nie, maar ek sit eerder in 'n storm saam met Jesus in my boot, as 'n kalm boot sonder Jesus. En dis die vraag vandag. Sê een dag saam met God is beter. Maar hoe het ek 'n dag saam God? Erik, hoe het ek 'n dag saam God? Ek dink as jy my 'n paar jaar terug gevra het, hoe het jy 'n dag saam met God, dan sou ek jou 10 geantwoord het, dat is maklik. Staan vroeg op in die môre, kry Bybelstudie, kry jou Bybel, lees jou Bybel ten minste vir 'n halfuur, en dan bid jy vir 'n halfuur, en dan kan jy begin doen wat jy moet doen. Wat ek nog steeds dink is amazing, en as jy my vra, dan doen ek dit tot vandag toe nog. Maar die probleem is dat ek het hierdie mindset gehad, ek het hierdie verstaan vir jare gehad, dat ek nou ewe skielik net 'n sekere tyd vir God het. Ek het net in die môre 'n sekere tyd vir God, en dan het ek my normale tyd. En dit was 'n probleem gewees. In die oggende, dan het ek my tyd met God, alright, en dan maak ek my Bybel toe, en ek sê amen, en dan het ek my normale tyd. En dit was my probleem gewees. Ek het geestelike tyd en normale tyd. En in die jare het die Here in my kom werk en met my kom praat, en ek wil jou vanmôre so effens kom bemoedig daarmee. In plaas van aparte kompartemente, in plaas daarvan om te sê ek het 'n geestelike tyd, en ek het 'n gym tyd, en ek het 'n dit tyd, en ek het 'n skooltyd, en ek het 'n werktyd, en ek het 'n hierdie tyd, hoekom nie ons lewe so instel om eerder 'n lewe te lei met 'n ongoing, konstante awareness van God se teenwoordigheid nie. In plaas daarvan om geestelike tyd en normale tyd te hê, wat van net almal, alles is net 'n ongoing, konstante awareness van God se teenwoordigheid. Want het jy geweet dat jy heeldag 24/7 bewus kan wees van God? Het jy geweet dat God, jy kan vir 24/7 kan jy 'n pad saam met God stap, en jy kan toelaat dat God jou troos, en jy kan toelaat dat God jou lei, en jy kan toelaat dat God jou oortuig, en jy kan toelaat dat God met jou praat. Jy het nie 'n spesifieke tyd daarvoor nodig nie. Hoor mooi, ek sê nie jy moenie tyd maak nie, ek sê nie daar's nie 'n spesifieke tyd daarvoor nodig nie. Jy kan heeldag, een dag saam met God hê. Ek het probeer in die Ou Testament die Hebreëse woord te gaan opsoek vir geestelik. Het julle geweet daar is nie? Daar is nie 'n Hebreëse woord in die Ou Testament vir geestelik nie. En die rede daarvoor is want God is gees. En hy het alles geskape na sy beeld, wat beteken dat alles is geestelik. As die disippels vir Jesus sou vra, Jesus, hoe gaan dit met jou geestelike lewe? Sou Jesus antwoord, alles is geestelik. So Jesus gesê, ek verstaan nie wat jy my vra, wat gaan my geestelike lewe nie, want alles wat ek doen is geestelik, want my Vader se besigheid was geestelik, en hy het my afgestuur om dit te doen, en alles is geestelik. So met ander woorde, eintlik om een ding ewe skielik geestelik te noem, en 'n ander ding nie geestelik te noem nie, is nie eintlik lekker nie, terwyl God sê, alles is geestelik. Sien, in die Ou Testament het God in die tempel gewoon. Hy het in die tempel gewoon. En mense sou moes tempel toe gaan. Hulle sou moes reis daarna, hulle sou moes gaan om in God se teenwoordigheid. En dis hoekom hulle net 1 keer of 2 keer in 'n jaar dit gedoen het, want dit het mense daar lank partykeer gevat om uit te kom by die tempel vir God se teenwoordigheid. Maar in die Nuwe Testament het dit kom verander. Jesus het gesterwe aan die kruis en opgevaar na die hemel toe, en voor hy gaan toe sê vir die disippels, luister, ek stuur vir julle die Gees, genaamd die Heilige Gees. En ewe skielik noem die Bybel ons in die Nuwe Testament die tempel van die Heilige Gees. Met ander woorde, ek en jy het nie nodig om iewers heen te reis om in God se teenwoordigheid te wees nie. Die teenwoordigheid van God ewe skielik bly nou in jou. En hy het nou by jou kom woon. So jy kan letterlik 'n heel dag saam met God hê. Een dag
saam met God is beter as 1000 dae ander. It's amazing. Met ander woorde, as jy 'n dag saam God kan hê, beteken dit jy kan 'n week saam God hê. En as jy 'n week saam God het, beteken dit jy kan 'n jaar saam God hê. En as jy 'n jaar saam God het, beteken dit dat jy eintlik 'n lewe kan lewe, ongoing, konstante awareness van God se teenwoordigheid. Hoor wat sê Kolossense 3 vers 17. En wat julle ook al sê of doen, sê en doen dit alles in die naam van die Here Jesus. Met ander woorde, wat ook al jy doen, of jy nou werk toe bestuur, doen dit in die naam van die Here. Dis geestelik. Wat ook al jy doen, of jy 'n SMS aan iemand stuur, dis geestelik. Doen dit in die naam van die Here. Of jy nou gym toe gaan om te gaan oefen, dis geestelik. Doen dit asof jy dit doen in die naam van die Here. Of jy nou by die winkelsentrum besig is om goed te koop, doen dit, dis geestelik. Doen dit alles in die naam van die Here Jesus. Wat ook al jy doen, of wat ook al jy sê, doen dit in die naam van die Here. Want hoekom? Want alles is geestelik. Kerk, ek en jy kan hierdie jaar, 2026, 'n ongoing, konstante awareness hê van God se teenwoordigheid. Eendag in die tempel is beter as 1000 daar buite. Okay, Erik, dis alles great, maar hoe het ek 'n dag? Kom by die practical goed uit. Hoe het ek 'n dag saam God? Help my, hoe kan ek 'n dag hê saam met God? Nou as jy soos ek is, ek het goeie intensies partykeer om tyd saam met God te spandeer. Ek kan vinnig my Bybel regkry en ek kan vinnig my pen regkry en my dagboekie regkry en ek gaan tyd hê met die Here. En dan net as ek sit, dan piep piep, dan check ek net gou my e-mail. En as ek weer my e-mail gekyk het, kyk ek net 'n ander e-mail, as ek weer 'n ander e-mail gekyk en dan kyk ek net gou weer die Facebook update, as ek weer die Facebook update gekyk en dan kyk ek net die ander Facebook update en dan gaan ek weer na e-mail toe en dan onthou ek's laat vir my afspraak. Goeie intensies gehad om met God tyd te spandeer en voor ek weet, boem, het ek dit gemis. So ek wil jou hierdie jaar 3 habits gee om te ontwikkel. As jy nog nie habits gekies het nie, hier's vir jou 3 habits. 3 dinge, 3 habits wat ek wil hê, jy moet in 2026 ontwikkel. En hier's 'n belofte, as jy vanmôre sê, hoeveelste is dit? Die 11de Januarie. As jy vandag die 11de Januarie gaan neerskryf, en jy kan hierdie 3 habits vir hierdie jaar doen, beloof ek jou, gaan 2026 nie net 'n goeie lewe wees nie, nie net 'n goeie jaar wees nie, dit gaan 'n onbeskryflike beter jaar vir jou wees. As jy net hierdie 3 goed doen, dis al wat ek van jou vra. Ek vra nie van jou baie nie, ek vra van jou 3 goed. Nommer 1, is 'n konstante kommunikasie met God. Habit nommer 1. Kry 'n konstante kommunikasie met God. 1 Tessalonisense 5 vers 16 en 17 sê, wees altyd bly, bid gedurig. Easy. Bid gedurig. Hier sê ek nou, julle gaan nou 'n skok van julle lewe kry. Alright, so byt vas. Ek kan soms sukkel om te bid. Dit erg. Ek kan partykeer myself gereed maak om in te stap en as ek sê, Here, ek gaan nou bid. Here, ek kom bid vir hierdie ou en ek kom bid vir hierdie ou en dan is dit nou julle name, gaan nie nou vir jou naam sê nie. Ek kom bid vir hierdie ou en dan kyk ek by die venster uit en dan dink ek, dis mos asblikdag vandag. Ek moet seker die asblik gaan kry, maar wag, ek het nog seker vergeet van die swart sak en dan stap ek na die swart sak toe in die kombuis en dan onthou ek, Jesus, maar ek's nou lus vir koffie, ek het lanklaas koffie gehad in die kombuis. Dan probeer ek na die yskas toe gaan en onthou ek, maar die kinders kos seker melk en brood seker vanmôre vir skool. En dan kry ek melk en brood en dan voor ek weer dan ek was nog besig om te bid. Weet ek nou weer gebid? Skok van julle lewe, ek weet, nee, ek sê pastoor. Try my bes. Ek try my bes. Ek sukkel partykeer eerlikwaar. Ek sukkel partykeer vir 7 minute aan mekaar te bid. Kom ek sê nou maar eerlik, as julle nou nie meer môre volgende week wil kom nie, ek verstaan dit heeltemal. Alright. En moet julle self heilig hou nie. Alright, julle doen dit ook. Okay? Ek sien julle vlekkies. Ek sukkel partykeer vir 7 minute lank te bid. Maar ek wil jou daarom kom bemoedig, want dalk sit jy hier en jy sê, man, Erik, ek ook. Ek probeer ook my bes. Kan ek jou vanmôre kom bemoedig dat met my hele hart om hierdie habit te ontwikkel, om 'n konstante kommunikasie met God te ontwikkel? Sien nou almal van ons het hierdie ding. Selfoon. Almal van ons het hom. En ek enige tyd met hierdie ding, as gevolg van hierdie selfoon, kan ek enige tyd, enige oomblik connected wees aan die mense vir wie ek lief is. Ek kan enige oomblik, net nou hier, kan ek 'n SMS aan my ma stuur wat agter in die saal is. Alright, as hy al reeds my SMS gestuur het oor verkeerde woordeskat nie. Alright. Want ek kan enige tyd 'n SMS stuur. Ek kan enige tyd enige iemand hiermee in kommunikasie gedoen gedurende die dag. Ek kan net nou hier op Facebook gaan. Ek kan nou op Facebook gaan en minder as 120 woorde gebruik
om iets up te date, en al die followers, hoeveel ek ook al het, kan almal dit sien. En kan ek in kommunikasie bly? Kan ek hele dag, elke dag in kommunikasie gebruik? Ek meen, ek kan met hierdie 'n klomp mense SMS'e stuur oor kerkgoeders, ek kan met Alicia die hele tyd kommunikeer, ek kan die hele tyd praat, hierdie ding. Inteendeel, hier het ek in elk geval 'n SMS van Alicia. Hey Erik, jy preek so goed. Jy lyk so mooi. Ek kan nie wag om jou van okay, wow. Ek kan nie daai vir julle lees nie. Ek wil net vir 'n oomblik dink in kommunikasie op dieselfde manier met God. Kerk, dit is nie altyd nodig om 'n uur lank te wees nie. Maar dit is ook nie elke keer nodig om net te wees vir kos nie. Here, sien nie ete. Kan 'n konstante kommunikasie wees? Dit kan 'n konstante manier wees wat jy met God kommunikeer, reg? Jy kan op pad werk toe. Jy kan die sonsopkoms sien en jy kan net soos Here, wat is sonopkoms? Ek is so lief vir U. Dankie dat ek weer vanmôre kan asemhaal. Jy kan by die werk kom en jy kan jou laptop oopmaak met 'n lekker koppie koffie en jy kan net vir 'n oomblik agter die rekenaar sit en net sê, Here, ek is so bly ek het werk. Want ek weet al mense daar buite het geen werk nie, Here, en weer eens ek het 'n werk. Ek loof en ek prys U daarvoor. Dan roep die baas jou in en op pad na die baas toe kan jy net sê, Here, ek weet hierdie ou is maar 'n aap. En hy's maar nie lekker nie. Ag Here, ek kom bid dat U my hart sal sag maak en sy hart sal sag maak, Here, dat hierdie net 'n ongelooflike meeting sal wees. Ek bid vir my baas. Jy kan by die til wees, besig om brood en melk te koop en jy kan sien die vroutjie agter die til is nie lus vir werk nie. En jy kan net so sê, Here, ag as ek nou met hierdie vroutjie te doen het, Here, kom bid ek dat die Heilige Gees deur my iets in haar sal doen, Here. Want ek sien sy het haar 'n moeilike tyd. Ag Here, ek het my kinders net by die skool afgelaai, Here, en dit is maar nie altyd great nie, maar Here, ek kom beskerm hulle, Here. Hou hulle veilig, Here. Ag Here, daar waar ek nou gaan oefen of daar waar ek op die sportveld gaan staan met my kinders, Here, kom gebruik my as 'n instrument, Here. Kom gebruik my dat mense my gesig en my lewe kan sien, Here, dat ek U dien, Here. Gebruik my daarvoor. Konstante, kort kommunikasie bursts van die Heilige Gees. Gebed. Die tweede habit wat ek wil hê jy moet aanleer is onmiddellike gehoorsaamheid aan God. Hoor wat sê Galasiërs 5 vers 25 sê, ons lewe deur die Gees, laat die Gees nou ook ons gedrag bepaal. Kerk, as ek en jy konstant met God praat, net soos ek nou, hier, daar, konstant met God praat, en ten minste iewers in jou week lees jy die Bybel, of jy het 'n YouVersion app wat vir jou elke keer herinner om daarom net 'n vers te lees, hoor mooi, dan gaan jy ewe skielik stories onthou, en jy gaan ewe skielik versies in die Bybel onthou, en ewe skielik dan gaan God by jou begin vra om iets te doen. En wanneer hy jou vra, is die volgende habit wat ek wil hê jy moet in 2026 aanleer. Reageer onmiddellik. Reageer dadelik. En partykeer is dit groot goed, soos ons met tweede diens toe gaan en is groot en ek is bang daaroor. Alright? En ek is soos, maar Here, U kan dit doen wat U het gesê. Partykeer is dit klein goed. Partykeer stap ek hier af by die kerk besig om na 'n mission toe om almal te groet. Hallo, 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 hallo. En dan hoor ek die Heilige Gees sê vir my, ek wil hê jy moet 'n minuut langer by hierdie mens bly. Dan sal ek gewoonlik stop en sê, "Hoe gaan dit met jou? Gaan dit goed? So bly julle is vanmôre hier, is dit lekker? Is julle great? Want ek weet iets wil die Here doen nog." Hoeveel keer as ek besig is om te werk, dan sê die Here van, ek wil hê jy moet nou om SMS, nou, my SMS, dan los ek alles wat ek doen, dan haal ek my foon uit en 'n SMS, ek sê, luister hier, ek weet nie eintlik hoekom nie, maar ek dink aan jou. So. Ek dink een van die amazingste goed wat eintlik hierdie onlangs met my gebeur het, is ons kinders hokkie gespeel en 'n sulke hokkie toernooi en ons skole en ons kinders en almal jol en ons obviously natuurlik met al 3 kinders speel hulle op al 3 verskillende velde en ons is net 2 mense. Alright, so dit is 'n gemors. En nou staan ek in die middel van die veld om te kyk waar hulle is en wie is waar en hulle is besig om op te warm. En terwyl ek daar staan, is daar 'n onderwyser voor my besig om die klein kindertjies se skoentjies vas te maak en hulle kousies aan te trek want hulle gaan nou hokkie speel. En die Here sê vir my, Erik, ek wil hê jy moet volgens sê sy's die perfekte onderwyser. Sy's 'n amazing onderwyser. Ken hom nie. Maar ek reageer op dadelik. Ek stap na toe, ek sê, juffrou, ekskuus, dit gaan nou awkward wees. Baie awkward. Maar ek wil net weer vir sê, ek dink juffrou is 'n ongelooflike onderwyser. Sy staan op en sy die trane loop so daar wang. Sy sê sy wil maandag bedank het. Maar sy het gevoel sy is niks werd nie. Hierdie boodskap het haar lewe verander. So by so, maandag kry ek 'n boodskap, 'n SMS van 'n wildvreemde nommer. Dis haar ma. Die onderwyser se ma SMS my, weet nie waar hulle my nommer gekry het, hulle sien ons na skool nie. Sê sy vir my, luister, sy het vir my sê, daai oomblik se woorde het haar hele kind se lewe verander. En ek het gesê, Here, vir my was dit niks. Ek moes net gegaan het en sê, juffrou,
jy doen 'n great job. Kyk, jy het geen idee wat een oomblik van gehoorsaamheid kan doen in jou lewe of in iemand anders se lewe nie. Daarom wil ek jou kom bemoedig. As jy met God konstant praat, maak dit die volgende habit, maak dit 'n habit om dadelik God te gehoorsaam. Is dit groot, of is dit klein deur net 'n SMS te stuur? Die derde ding, ek's klaar, is 'n daaglikse afhanklikheid van God. Kom ons kry 'n daaglikse afhanklikheid van God. Hoor wat sê Psalm 84. Hy sê, hoe lief het ek die woning, Here Almagtige. Ek versmag van verlange na die tempel van die Here. Met alles wat ek is, wil ek jubel oor die lewende God. Kyk, wanneer laas het jy gesmag na verlange na die teenwoordigheid van God? Wanneer laas het jy net gesê, Here, ek verlang na u teenwoordigheid. Here, met alles binne in my, wil ek u kom jubel. Mense dink dit is weird. By the way, mense dink julle is weird, omdat julle vanmôre hier is. Om julle kerk te kom. Maar dis wat ons moet doen. Ek smag na die teenwoordigheid van God en die rede hoekom ek dit doen is, want as ek nie gaan honger hê vir God nie, gaan ek 'n honger ontwikkel vir iets wat ek eet. Vir iets anderste. En as ek gaan eet van die dinge van hierdie wêreld, gaan ek 'n honger kry vir die dinge van die wêreld. En dan gaan ek dalk 'n goeie lewe lewe, terwyl God vir my 'n onbeskryflike, beter lewe in gedagte het. Kerk, as jy elke keer jou steaks net well done eet, sorry vir die well doners, jy gaan nie agterkom hoe lekker is 'n medium to rare steak nie. My mat, hy's sappig, as jy hom so sny, sorry vir die well doners, jy mis op die lewe uittel. Change jou hart, kom tot bekering. Eet 'n medium to rare steak. Come on. Kerk, as jy al ewig eet van 'n well done steak, gaan jy nie agterkom hoe amazing is 'n medium to rare nie. As jy net heeltyd gaan jaag na dinge van hierdie wêreld, al wat jy gaan kry is dinge van die wêreld. Maar as jy God gaan najaag, gaan jy daaglikse honger na God begin kry. Psalm 34 vers 9 is hierdie mooi vers vir my, ek love hom. Hy sê, kom ondervind en sien self dat die Here goed is. Die engel sê, taste and see that the Lord is good. Hoe meer jy God proe, hoe meer gaan jy 'n daaglikse afhanklikheid ontwikkel van God. Psalm 63, ek's klaar. Ek soek U, o God, my God, ek dors na U. Ek smag na U, soos in 'n dor en droë land, 'n land sonder water. Ek wil by U in die heiligdom wees, om daar U mag en grootheid te ondervind. Die troue liefde is meer werd as die lewe. Daarom sal ek U prys. Kerk, as jy konstante kommunikasie met God het, iemand wat God dadelik gehoorsaam, hoe groot of hoe klein dit is, en jy begin God se teenwoordigheid geniet, hoor mooi kerk, gaan jy vinnig besef dat 2026, God het vir jou 'n beter lewe as wat jy nou het. En ewe skielik gaan jy nie meer settle vir iets anders nie. Want God se lewe is onbeskryflik beter. Sy genade is beter. Sy vergifnis is beter. Sy krag beskikbaar vir jou is beter. Sy teenwoordigheid is beter. Beter is een dag, waarlik een dag is beter in U tempel as 1000 dae ander. Ek staan eerder by die drempel van die Vader, van die huis van my God, as om in 'n huis te staan sonder God. 3 habits. Kommunikeer met God, gehoorsaam hom, geniet sy teenwoordigheid. Kom ons bid saam.